Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, dit is seker in die natuur iets wat maar altyd daar sal wees, daar sal 'n bekleierery wees, altyd oor kos of oor die territoriale gebied wat daar is, in hierdie geval 'n roofarend wat die aasvoël probeer wegjag van die ou bietjie kos wat daar in sy kloue is. En dit is jammer dat dit so is. En tog gaan dit maar op die ou end maar net oor elkeen self. Onder ons as mense werk dit maar ook dieselfde. Daar is ongelukkig ook maar 'n bekleierery wat daar is en die Here kom en hy praat dan so dikwels met ons oor die liefde. En liewe vriende, en dit is hierin wat ons sekerlik moet weet, die Here sien nie net ons lelike dinge raak in ons lewe nie, hy sien ook ons liefde raak. Wanneer ons liefde openbaar teenoor die Here of teenoor ander mense, die Here sien dit. En dis nogal wonderlik om te sien dat selfs wanneer ek op 'n plek is en ek liefde aan ander mense openbaar wat niemand dit sien nie. Nou klink dit vreemd. Hoe sien niemand dat ek liefde aan iemand anders openbaar? Dis wanneer u daar in gebed ingaan daar by die huis en u bid daar by die huis en niemand weet u bid nie, maar u bid vir iemand oor u lief is vir hulle. Die Here sien dit. Handelinge 10 vers 31 sê, en met een staan daar 'n man voor my in 'n blink kleed en sê, Cornelius, jou gebed is verhoor en jou almoses is voor God in herinnering gebring. Liewe vriende, Cornelius het gebid, die Here het hom verhoor, die Here het gesien hoe hierdie man gebid het en daar is sekerlik sy almoses is voor God in herinnering gebring. Die Here weet van u liefde wat u openbaar. En liewe vriende, of dit teenoor die Here is, teenoor ander mense, of dit doeteenvoudig daar in die gebedskamer is, daar waar jy bid, die Here sien daardie liefde van u. En die Here sal dit sekerlik beloon. Jy weet, wanneer die Here se liefde in ons hart is, kan dit nie anders as dat dit sekerlik na vore moet kom nie. Soos Markus 11 vers 25 sê, en wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge mag vergewe. Nou liewe vriende, ek weet jy ken sekerlik hierdie uitdrukking baie goed, maar waarom kan ons iemand anders vergewe? Weet jy waarom? Oor God se liefde in ons harte uitgestort is. Oor ons weet wat die Here vir ons gedoen het. En nou is dit nie net ek vergewe ter wille daarvan dat my sonde, my eie sonde vergewe word nie. Ek vergewe in liefde. Net soos die Here my vergewe. Die Here vergewe my in liefde. Omdat hy lief is my, vergewe my en daarom sal ons iemand anders ook vergewe omdat ons lief is vir hulle, selfs as ek bid en ek onthou dat iemand iets teen my het. Psalm 141 vers 5 sê, laat die regverdige my met liefde slaan en my hoofsalf en my tigter. Hoofsalf sal my hoof nie weier nie, want nog is my gebed teen hulle booshede. U sien, liefde maak nie dat ek nou dit wat verkeerd is oorsien nie. Liefde maak juis dat ek sal optree teen dit wat verkeerd is en ek mag bid vir mense wat in verkeerde dinge mee besig is. En liewe vriende, en dan wat ons eie lewe betref, moet dit sekerlik so wees. Laat 'n ander kind van die Here vir u kom sê, hey jong, jy's nie op die regte pad nie, dan kan ons mos regmaak. En Psalm 109 vers 4 sê, vir my liefde behandel hulle my vyandig terwyl ek tog gedurig bid. Let weer eens op, vir hulle liefde word ek vyandig behandel terwyl ek bid. Bid en liefde gaan saam. Filippense 1 vers 9 sê, en dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. En ek wil dit vandag ook so vir u toebid, dat u liefde so nog meer en meer oorvloedig sal word en dat u sekerlik in die gebedslewe dit so sal ervaar, dat dit so na vore sal kom in die gebedslewe, dat wanneer u bid, dit waarlik is met die liefde van die Here in die hart. En mag die Here u daarvoor ryklik beloon dan. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, ons bid vir elke kind van u om vandag opnuut aan u oor te gee sodat u liefde in ons hart uitgestort is en dat ons so kan bid vir ander. En mag u vir ons so aanwend tot eer van die naam. Amen.